Welkom by hierdie oorsig. As ons die woord dinosaurus hoor, dink ons almal mos dadelik aan daardie massiewe, skrikwekkende akkerdisse uit die fliek Sofu. Jy weet, die yslike tande, die lemskerp kloue en daardie oorverdowende gebrul wat kan maar die aarde laat skud het. Maar kom ons sit so 'n bietjie terug, haal diep asem, want vandag gaan ons kyk na wat werklik agter hierdie prehistoriese mite steek. Nou wat as ek vir jou sê, die regte dinosourusse was heeltemal anders? Wat is die realiteit eintlik 1000 keer vreemder was as enige iets wat Hollywood al ooit vir ons op die groot skerm gesit het? Dis presies die fascinerende, effens bizarre vraag wat ons vandag saam gaan uitpak. Reg, so kom ons duik dadelik in. Vergeet vir 'n oomblik van daardie gewone valskibbe wat ons altyd sien. Hierdie antieke diere het 'n paar regtig onverwagse eienskappe gehad. Ons praat van dik, liekse lae vere, reuse seile op hul rugge en letterlik bekke wat soos eende se gelyk het. Gooi daarby swaar beenpanser, allerlei absurde horings en selfs vlerke. Ek bedoel, een van hierdie ouens het kloue gehad langer as swaarde en 'n ander een, wel, hy het basies gelyk soos 'n absolute nagmerrie weergawe van 'n hoender. Kom ons begin by ons eerste groep diere, die bizarre planteters, wat definitief allesbehalf saai was. Kyk byvoorbeeld na hierdie ou, die Nigersaurus. Met die eerste oogopsag lyk sy liggaam miskien taamlik normaal vir 'n lang nek, maar kyk 'n bietjie mooi na daardie bek. Dis so vreemd wyd getrek, dit lyk amper soos die platpunt van 'n stofsuier. Wetenskaplikes is redelik seker hy het letterlik net met sy kop plat teen die grond geloop en onophoudelik plante opgesuig. Letterlik soos 'n lewende asemhalende prehistoriese grasmaaier. En raai hoeveel tande hy in daardie grasmaaierbek van hom gehad het? 500! Ja, jy het my reg gehoor, 500 tande. Dit wys jou net hoe ekstreem hierdie diere aangepas was vir hul omgewing. Omdat hy die heeltyd geëet het, het hierdie tande gedurig uitgesluit en uitgeval. Maar dis oké, want hulle het net weer dadelik teruggegroei. Hy sou letterlik honderde tande verloor sonder om eers 2 keer daaroor te dink. OK, maak nou vas vir hierdie onvergeetlike ou. Ontmoet die Therizinosaurus. Dis 'n dier met 'n lawwe, piepklein koppie, 'n yslike groot boepens en ja, heeltemal oortrek met verre. Maar kom ons wees eerlik, dis daardie kloë wat dadelik jou aandag gryp. Kan jy jouself net vir 'n sekonde indink dat jy saans in 'n donker woud loop en skielik staan hierdie massiewe wese voor jou? Dis absoluut kranksinnig as jy dink aan die skaal hiervan. Daardie kloue was elkeen meer as 1 meter lank. Om dit in perspektief te plaas, dis langer as 'n standaard bofbalkolf. Wetenskappers dink hy het waarskynlik hierdie massiewe Freddy Krueger-styl kloue gebruik om hoë takke af te trek na sy mond toe, vyande af te skrik of miskien teen ander mannetjies te veg. Maar weet jy wat is die mees schokkende deel van die hele storie? Hierdie intimiderende monster was heel waarskynlik net 'n doodgewone vreedsame planteter. Dis heeltemal absurd. Stel jou voor, 'n yslike, geveerde dier met swaarde vir hande wat staan en rustig weglei aan 'n slaai. Reg, en dan is daar nog hierdie eienaardige geval, die Parasaurolophus. Ons almal herken mos daardie groot, buisvormige kam agterop sy kop uit die boeke. En raai wat, navorsers is nou grootliks oortuig, hy het daardie kam basies soos 'n musiekinstrument gebruik. Letterlik soos 'n reuse prehistoriese tuba. Maak gou jou oë toe en visualiseer 'n hele trop van die massiewe diere wat saam diep, dawerende tootgeluide reg deur die antieke oerwoud blaas. Kon dit pragtig melodieus geklink het, of dalk heeltemal friesaanjaend. Eerlikwaar, ons weet nie verseker nie, maar indrukwekkend moes dit gewees het. Nou ja, as daar planteters is, moet daar jagters en verdedigers wees. Kom ons kyk na onkonvensionele roofdiere en lewende tanks. Vir jare is ons vertel dinosourusse het net op droëland gebly, reg? Maar kyk 'n bietjie na die Spinosaurus. Hierdie vleisvreter was 'n absolute titaan. Oor die algemeen fisies groter en langer as die beroemde T-Rex. Maar hier is die groot kinkel. Die Spinosaurus was grootliks 'n waterdier. Hy het lang krokodilkake gehad, sy stert was soos 'n span gevorm om makliker te kan swem, en dan was daar natuurlik daardie massiewe seil op sy rug. Die konsensus vandag is dat hy heeldag in riviere rondgeswem en ontsaglike groot visse in die dieptes gejag het. Dink net mooi daaroor na. Ek meen, regtig, vat 'n sekonde. Jy neem 'n yslike dinosaurus, jy kruis hom met 'n reuse krokodil en jy gee hom die waterjaginstinkte van 'n haai. As dit nie absolute nagmerrie brandstof is nie, dan weet ek nie wat is nie. En dit bring ons natuurlik by hoekom ons altyd wetenskap en teater moet skei. Neem nou maar ons ou vriend, die Velociraptor.
Die flieks wys vir ons hierdie groot, skubberige, hoogs intelligente mensvreters. Maar die regte wetenskaplike realiteit? Eintlik was hulle maar omtrent net so groot soos 'n kalkoen en heeltemal toegemaak onder die verre. Maar moenie jouself bluf nie, hulle was steeds glad nie iets om mee te sukkel nie. Met daardie ikoniese sekelkloue, vlamskerp tande en daardie blitsvinnige spoed was hulle steeds ongelooflik formidabel. Dit was net, jy weet, in 'n baie kleiner, geveerder pakkie verpak. Met al hierdie malle roofdiere wat rondloop, wonder 'n mens dadelik hoe die Jooste die planteters ooit oorleef. Wel, party van hulle het besluit om basies net in lewende tanks te verander. Kyk na die Ankylosaurus. Die ou is gedrapeer onder dik gepantserde plate en massiewe pinne oral sy lyf. En sy stert, dit was 'n soliede beenknop wat hy nes 'n sloppingsbal kon rondswaai. Kenners is dit eens dat net een goeie stewige hou van daardie stert die bene van 'n reuse roofdier heeltemal tot poeier kon verpletter. Niemand wou in daardie wandelende vesting vasbyt nie. Dit was net te veel moeite en gewaarborg veelste pynlip. Dit bring ons by die regte swaargewigte, die onvoorstelbare reuse van die antieke wêreld. Asseblief ontmoet die Argentinosaurus. Ek oordryf glad nie as ek sê ons kyk hier na een van die fisies grootste diere wat ooit voete op ons planeet gesit het nie. Hierdie titaan was letterlik hoër as baie van ons moderne geboue. En as jy hom enigstens op skaal kon kry, was hy aansienlik swaarder as 'n hele trop volgroeide olifante bymekaar getel. Dit is werklik skars te begryp. Om regtig daardie massiewe grootte te verstaan, kom ons doen 'n vinnige vergelyking. 'n Volgroeide Argentinosaurus kon so lank as 35 meter word. Jou tipiese lang skoolbus, dis maar so 14 meter lank. Dis nie eers in dieselfde liga nie. Kan jy jou indink jy staan langs hierdie wese op 'n oop vlakte? Elke liewe tree wat hy gee, sou diep in jou borskas gedreun het, sodat jy letterlik kon voel die aarde onder jou skoene skud. En onthou, hierdie magtige dier was nie wetenskapfiksie nie, hy was 100% werklik. Maar kom ons skuif oor na miskien die heel grootste en mees verrassende feit van hierdie hele oorsig. Lewende dinosourusse wat steeds by ons is. Ja, jy het reg gehoor. Een van die mees mind-blowing en revolusionêre ontdekkings in onlangse paleontologie is dat vere regtig nie net vir ons moderne voeltjies beskore was nie. Baie, dalk byna die meeste dinosourusse, was sag, pluisig en besaai met vere. Ons het onlangs ongelooflike fossielbewyse gevind van helder kleure, streeppatrone, regte vlerke en donserige jassies op soveel spesies. Dis 'n totale gamechanger vir hoe ons hulle vandag sien. Hulle was hoegenaamd nie hierdie koue, grys-rubberagtige monsters nie, eintlik het hulle baie meer soos reuse en definitief baie vreemde voëls gelyk. Almal ken die tragiese storie van wat 66 miljoen jaar gelede gebeur het. Daardie reuse-asteroïde slaan in die aarde in met 'n mag wat ons nie eers behoorlik in woorde kan omsit nie. Die impak was net onbeskryflik katastrofies. 4 storms het oor die hele planeet getrek, as het die son vir weke of maande verduister, reuse tsunamies het kuslyne weggespoel en die hele klimaat het letterlik oornag in mekaar gesak. Byna al die dinosourusse is toe uitgewis. Maar, en dis hier waar dinge so fascinerend raak, nie almal van hulle het gesterf nie. 'n Handjie van die allerkleinste, mees geharde en fikste geveerde dinosourusse het daardie absolute apokalips oorleef. En stadig maar seker, oor miljoene jare se evolusie daarna, het hulle aangepas. Weet jy wat dit in effek beteken? Dis gek om daaraan te dink. Dit beteken dat dinosourusse letterlik juis nou buite jou venster vlieg en sing. Kyk na daardie duif wat op die sypaadjie pik. Dis inderwaarheid 'n gevorderde vleiende niggie van die Velociraptor. Daardie hoender wat in die grond krap, tegnies is dit maar net 'n piepklein geveerde neefie van die groot T-Rex. Van die eislike, majestueuse arende bo in die lug tot die blitsvinnige volstruise op ons vlaktes. As jy na hulle kyk, kyk jy reguit na die laaste oorblywende lede van die magtige dinosaurusryk. Selfs daardie oulike troeteldier-papegaai in die hoek van jou sitkamer. In sy DNA is hy 'n ware lewende dinosaurus. So, kom ons vat dit alles saam. Hierdie prehistoriese diere was glad nie net daardie onnosel, lawaaierige skipmonsters uit die ou films nie. Hulle was fantasties kompleks, ongelooflik kleurvol, intelligent aspekte verby en natuurlik heeltemal onbeskryflik vreemd. En die wonderlikste feit van alles, die dinosaurus het nooit regtig heeltemal verdwyn nie. Daardie onverskrokke klein familie van oorlewendes leef vandag nog reg rondom ons, letterlik besig om buite ons ruites te sing. Die regte wetenskaplike storie van ons antieke wêreld is verseker eindeloos meer fascinerend as wat enige iemand in Hollywood ooit sy kon uitdink.
As jy hierdie ontdekkingstog in die verlede net so geniet het soos ek, maak seker jy kyk uit vir ons volgende oorsig, want ons gaan definitief nog sulke fascinerende onderwerpe oopbreek. Maar voor ons vandag groet, wil ek jou met hierdie vraag los. Van alles waarna ons vandag gekyk het, die slaaivretende Freddy Krueger of dalk daardie krokodil-haai kruising, watter dinosaurus dink jy was uiteindelik die absoluut vreemdste? Laat weet my. En tot ons weer gesels, bly krities en boal bly altyd nuuskierig.